Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek dat die belangrikste dinge in die lewe baie keer stadig gebeur. Nie dramaties nie, nie oornag nie, maar een klein tree op 'n slag. Vandag praat ons oor iets wat ons moderne wêreld moeilik verstaan, die krag van klein rigtings. Want ons leef in 'n kultuur wat obsessief is met onmiddellike resultate. Ons wil vinnige transformasie, kits antwoorde, onmiddellike sukses, vinnige genesing, dramatiese veranderinge hê. Maar die meeste van die belangrike dinge in die lewe werk nie so nie. 'n Huwelik breek selde in een dag. 'n Verslawing begin selde met een besluit. 'n Geloof verdiep selde met een preek. 'n Lewe dryf selde skielik van God af weg. Dis gewoonlik stadig. Een tree, nog een. Dis hoekom klein keuse so ongelooflik belangrik is. Sagaria 4:10 sê, moenie die dag van klein dinge gering ag nie, en tog doen ons dit konstant. Ons dink, hierdie klein kompromie beteken niks, hierdie klein daad van gehoorsaamheid maak seker nie saak nie, hierdie een gebed gaan niks verander nie. Maar die waarheid is, jou lewe word meestal gevorm deur klein herhalende dinge, nie groot oomblikke nie, patrone. Dis hoe disippelskap werk, en dis ook hoe afdrywing werk. Ons kyk baie keer na mense wat geestelik sterk is en dink, sjoe, ek wens ek was so. Maar wat ons nie sien nie, is die duisende klein oomblikke van getrouheid, die stil gebede, die moeilike gehoorsaamheid, die klein terugdraai na God, die aanhou kies van waarheid, die konstante sagte hart. Want niemand word toevallig heilig nie. Dis hoekom Paulus in Galasiërs 6 skryf, moenie moeg word om goed te doen nie, want hy verstaan iets van die menslike natuur. Mense onderskat klein getrouheid, omdat dit nie onmiddellik dramatiese resultate wys nie. Maar Jesus praat heeltyd van klein dinge, 'n mosterdsaad, suurdeeg, sade, daaglikse brood. Die koninkryk groei stadig, dieper, van binne af, en eerlikwaar, dis frustrerend vir moderne mense. Ons wil groot breakthrough oomblikke hê. God werk dikwels deur klein daaglikse gehoorsaamheid. Dink aan Petrus. Ons onthou die groot oomblikke op die water, die verloning, Pinkster. Maar Petrus se transformasie gebeur eintlik oor jare. Een gesprek, een fout, een herstel, een gehoorsame tree op 'n slag. Dis hoekom Jesus na die opstanding nie vir Petrus 'n groot lesing gee nie. Hy vra eenvoudig, het jy my lief? Want uiteindelik word disippelskap minder gevorm deur dramatiese emosies en meer deur konsekwente rigting. En dalk is dit belangrik vir iemand om vandag te hoor, jy hoef nie alles vandag reg te kry nie. Die doel is nie onmiddellike perfeksie nie. Die doel is aanhoudende terugkeer, een tree nader, een eerlike gebed, een besluit van gehoorsaamheid. Want die vyand probeer baie mense oortuig, as jy nie alles onmiddellik verander nie, help niks. Maar Jesus nooi mense gewoonlik anders. Volg my vandag, net hierdie tree. Dis hoekom Jakobus 4 vers 8 so mooi is. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Nie word perfek en dalk sal God jou aanvaar nie. Nader, tree vir tree, en dalk is dit wat baie mense nodig het in 'n wêreld van oorweldiging. Nie nog skuld nie, nie nog performance pressure nie, maar 'n eenvoudige uitnodiging om weer klein getroue tree te gee. Want rigting is belangriker as spoed. 'n Mens kan baie vinnig beweeg in die verkeerde rigting, en baie mense voel vandag vas omdat hulle wag vir 'n groot geestelike oomblik, terwyl God dalk reeds besig is om hulle uit te nooi na klein daaglikse gehoorsaamheid. Gebed, die gesprek, die vergifnis, die waarheid, die sagte hart, die terugkeer, een tree op 'n slag. Daarom glo ons by die nommer 1 netwerk vir jou lewe, dat Jesus nie mense verander deur net groot emosionele oomblikke nie. Hy vorm disippels deur duisende klein daaglikse uitnodigings om weer en weer terug te draai na hom toe. Tot môre, mooi loop.